Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblik ons harte kan kom stil maak voor U en dat ons ook hierdie verrigtinge vir U kan gee. En Here, ons weet ook dat U in beheer is en dat U ook vanoggend met elkeen van ons wil praat en met elkeen van ons 'n afspraak het ook om deur die woord met ons te praat. Here, ons is nie hier omdat ons van beter weet nie, ons is nie hier omdat ons dink ons is oulik nie, ons is inteendeel, ek het nou toe ons 'n ander song gesing het, Lord, I'm sorry for the things I've made it, when it's all about you. Ons kan so maklik, kan ons dinge rondom ons maak, en dat my belange, en wat vir my belangrik is. En op die einde van die dag, Here, moet ons maar net altyd terugkom na U presence toe, soos die laaste song gesê het, Holy Spirit, you are welcome here. Come fill this place with your atmosphere. En dit is ons gebed vanoggend, Here, dat U hier teenwoordig sal wees, en dat alles wat van Marius afkom, nou in die naam van Jesus afgesny word, en dat alles wat van U afkom, en deur die Gees na ons wil kom, dat dit tevoorskyn sal kom, en dat U vanoggend verheerlik, verhoog sal word. Here, ons het altyd daai geuite uitdrukking van U kan met 'n kromstok 'n reguit lyn trek, en ek besef ek is 'n kromstok, en ek is seker die kromste stok wat daar is, maar ek wil kom bid dat U my sal gebruik vanoggend om 'n reguit lyn te trek vir U koninkryk. Dankie vir almal wat hier is. Ek vat dit nie van sal spreek dat die mense moet kom na ons gemeente toe nie. Dis vir my 'n voorreg om elkeen te ontvang en te kan weet dat U ook vir elkeen van ons wil gebruik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons praat vanoggend met jou, ons het gevorder en ons begin vanoggend ons tweede reeks van die boekie. Ons het nou ons eerste reeks afgehandel en ons praat oor, dit gaan daaroor dat ons jaartema is voetspore wat bly. Met ander woorde, hoe gaan ons blywende voetspore in mense se lewens laat? En ons gaan die volgende 4 weke, gaan ons bietjie stil staan by merkwaardige vroue van die Bybel. Nou, dis nie die gewones wat jy altyd oor preke gehoor het van, dis nie Rut, Sommer en al die Sarahi en al daai wat jy nou almal ken nie. Dis 'n bietjie non-sonnaskool mense wat ons nie altyd in die sonnaskool van geleer het nie. Nou, julle wonder seker oor hierdie rooi tou wat ek in my hand het, maar dis waaroor dit gaan. Vanoggend gaan dit oor 'n vrou met 'n rooi tou en die merkwaardige impak wat Rahab gehad het in ons lewens tot vandag toe. En ek wil hê jy moet saam met my fokus vanoggend op hierdie vrou, wie en wat sy is. Nou, ek wil net gou voor ek begin. Ek dink as ek moet dink en ek dink aan die vertroue wat nommer 1 die 2 verspieders moes gehad het in daai rooi tou. Nommer 1 dat sy daai rooi tou hulle gaan hou, dat hulle daar gaan afsak en veilig gaan wees, want sy het hulle mos weggesteek. Ons gaan nou oor die storie praat. En wat ook al, en dan die simbool wat daai rooi tou verteenwoordig het vir die toekoms, tot op ons toekoms, maar ook wat dit verteenwoordig het vir Rahab en haar familie, het die rooi tou 'n verskriklike groot rol gespeel. En ek wil vanoggend hê jy moet saam met my fokus op hierdie merkwaardige vrou en die simbool van die rooi tou. Nou, sy moes op 'n stadium vir hulle gesê het, vertrou julle my. Ek meen, hulle ontmoet haar nou net, en nou vat sy hulle en sy steek hulle weg, daar op haar dak, en hier kom die mense in van Jerigo, wat eintlik, sy moet aan hulle kant wees, want sy moet hierdie ouens uitlewer, en sy doen nie. Die Here werk met hierdie vrou se hart, en sy sê, ek gaan hierdie ouens, ek gaan hulle wegsteek, en dan gaan ek hulle laat ontsnap op 'n manier. En hulle moes vir mekaar op 'n stadium gesê, trust jy my? Is dit so? Nou, ek het so 'n ding, as iemand vir my sê, vertrou jy my? Dan vra ek, hoekom vra jy? Want ek moet jou net vertrou sonder dat jy my toets of ek jou vertrou, né? Ekskuus julle, dis my opinie. Wanneer ek met iemand besigheid doen, en hulle kom by my huis aan, en hulle gee my 'n quote, of hulle kom praat met my oor iets, en hy stap in, en die eerste 2-3 sinne wat hy sê is, moenie worry nie, ek's 'n Christen. Dan, hoekom sê jy dit vir my? Hoekom wys jy my nie? As jy dit vir my moet sê, dan, ekskuus, julle kan nou vir my sê, Marius, jy is heeltemal verkeerd, en ek aanvaar as ek verkeerd is. Maar as iemand vir my sê, ek is 'n Christen, en ek is 'n eerlike besigheidsman, want ek is 'n Christen, dan raak ek dadelik jittery hier binnekant. Want is amper vir my, why do you tell me this? Ek wil eerder sien dat jy vir my, dit wat ek jou voor betaal, dat jy dit gaan doen en goed doen en afhandel, as wat jy moet my sê, ek moet jou trust.
vir een of ander rede. OK, so. Dit bring my by 'n trust fall. En ek wil graag vir JB of vir iemand gebruik het vanoggend om te sê, jy weet, vertrou my, val. Oeps. Net om vir julle te wys, maar ek gaan eerder vir julle op 'n videoklip wys. OK, so. Kyk gou saam met my na hierdie videoklip van 'n trust fall gone wrong. And it'll be an exercise in building trust between one another. So Harrison, if you don't mind going first, step up here on this chair and close your eyes. All right, and then everybody fill in, and we're going to ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. So I'm going to count to 3, just relax and fall, okay? 1, 2, 3. No, wait, no! OK, Elsie. Waar is Elsie? Elsie, verduidelik hulle vir jou. OK. Sy lag saam. So Elsie het dit gesien, né? Sy het dit gesien. Ja, so dis vir my daar's 'n kommunikasiegaping in daai kantoor. Van hulle moes seker vir die ou gesê het val terug. Hulle het nie vol gesê het val nie, want hy dog toe hy moet vorentoe, o, jette. En toe hy opstaan toe sê hy, "Sjoe, dit was seer," né? Is moeilik om jou tande op te tel met gebreekte arms. Maar ja, so ek wil vandag met jou praat oor hierdie simbool van hierdie rooi tou. En die simboliek daarvan en hoe kragtig dit is. En die vertroue wat daarin gestel moes gewees het. Nou ek wil net gou jou net vir die geskiedenis net gou net regmaak. Ek het so rukkie terug met iemand gepraat oor die verspieders en toe mix hulle die 40 jaar uitmekaar uit verspieders verskrik met mekaar op. En toe kom ek agter ons vergeet baie keer daar's 2 stelle spies gewees. OK. So Moses het 12 spies uitgestuur. So 10 + 2, né? 12 spies uitgestuur. Moses het dit gedoen. En 2 van hulle was Joshua en Caleb. Né, die ou sonder die snor, Caleb, né? OK. Right, so julle moet nou dit onthou. So en toe sê net Joshua en Caleb sê toe vir hulle, toe hulle terugkom, ons moet hierdie land inneem en die ander 10 sê no ways, daar's nie 'n manier nie, wat, hulle fokus op what is at sight and not what is in 5 en hulle sê ons gaan nie en toe swerf die hele volk, want die volk het na die 10 geluister, vir 40 jaar in die woestyn rond en hulle almal gaan dood in die woestyn. En net die kinders wat nog nie gewoud het nie en die kinders wat langs die pad gebore is die nuwe volk wat 40 jaar later op die edge staan weer van die beloofde land en toe stuur Joshua leer uit sy foute uit wat laas gebeur het met hom en hy sê hy stuur 2 uit. OK, hierdie 2 manne en ek gaan nou vir julle een se naam dink ons weet ons wat hy is, want die ander een is naamloos en hulle stuur hulle toe uit en dis hulle wat deur Rahab weggesteek is. So don't mix the stories up, it's 40 years apart. OK, right. So kom ons lees gou Joshua 2 vers 8 tot 12, net om in die prentjie nou te kom. Dis nou die 2 verspieders. 40 jaar later kan ek amper sê. En voordat hulle gaan slaap het sy op die dak geklim en na hulle toe en aan die manne gesê, ek weet, hoor gou hierso. Hierdie is 'n heidense vrou met 'n nie goeie reputasie nie en ek lees vir jou hoeka vanoggend meer uit die 83 vertaling uit, want die 53 vertaling gebruik 'n woord wat ek nie comfortable is om te gebruik die hele tyd nie. OK. Nie vir julle nie. OK, so. Die 53 vertaling noem maar iets. Maar OK. Dis bietjie sagter in die 83. OK. En aan die manne gesê, kyk, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het. Hoor hierdie geloof. Hy sê, en dat die skrik vir julle op ons geval het, en dat julle al die inwoners van die land vir julle bewe. So sy het profeties sien sy al klaar die krag van God, hierdie heidense vrou. En sy sê, want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle uittog laat opdroog het. Dit is die Rooi See, die Skelfsee, die golf van Akaba, né?
en wat julle, die 2 konings van die Amorite, Sion en Og, wat ook 'n reus was, oorkant die Jordaan aangedoen het, en dat julle hulle met die banvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Kan julle glo dit kom uit 'n heidense vrou se mond uit? Hierdie vrou het amper meer geloof as wat die Israeliete in hulle self gehad het. Die volk gehad het. Nou kom sy en sy sê, sweer dan nou tog vir my by die Here, dat terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys en gee my 'n betroubare teken. Kyk, nou gaan ons net so 'n bietjie aan, na Josua 2 vers 17 tot 21, hy sê, en die manne sê vir haar, ons sal ontslawas wees van hierdie eed. Nou tot laat vertel van haar van die rooi tou en allerlei dinge, en toe sê hy, maar julle moet in hierdie vertrek bly, né? Almal wat binne in die vertrek is, hulle is veilig. As julle buite die vertrek gaan, is dit julle probleem. Dis kom hulle nou vir hom sê, hulle sê vir haar, ons sal ontslae wees van hierdie eed aan jou, wat jy ons laat sweer het. Kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn waarmee ons laat afsak het, aan die venster vasbind, en jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie by jou huis versamel. Elkeen wat dan uit die deure van jou huis buitentoe gaan, die sal die bloed op sy hoof wees. Ekskuus. Hy sê, en ons onskuldig, maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, die se bloed sal op ons hoof wees, in geval 'n hand teen hom is. Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, sal ons ontslae wees van die eed van wat jy ons laat sweer het. So jy kan nou nie vir elke ou in Jerigo gaan sê, hang 'n rooi tou en as jy alright nie. Hierdie is exclusively vir jou. Kyk, daarop sê sy, soos julle sê, is dit goed, en sy het hulle laat afgaan, en sy het weggegaan, en sy het die rooi lyn aan die venster vasgebind. Kyk, en dan fast forward, na Josua 6 toe, hulle is nou besig om te trek, en is nou die inval van Jerigo, en wat ook al, hy sê, en die 2 manne wat die land moes verken het, Josua het vir hulle gesê, gaan na die huis van die prostituut toe, en bring die vrou, en al haar mense uit, soos julle aan haar met 'n eed beloof het. So hier kom the proof is in the pudding, né? Hierso kom die belofte en die vertroue en die geloof kom nou by mekaar. Hy sê die verkenners het toe gegaan en vir Rahab en haar pa en haar ma en haar broers en al haar mense, haar hele familie uitgebring en vir hulle 'n plek buite die kamp van Israel ingerig. Nou later is sy opgeneem in die tribes in. Kyk, sy het met een van hierdie manne getrou. Die stad met alles daarin is verbrand. Nee, hy sê, die silwer en die goud en die brons en die ystergoed is in die skatkis van die huis van die Here gesit. Josua het die prostituut Rahab en haar familie en haar mense laat lewe. Sy het tussen die Israeliete gewoon en haar nageslag woon nou nog hier, omdat sy die manne vir wie Josua gestuur het om Jerigo te verken, weggesteek het. So hier is 'n baie onwaarskynlike storie met 'n onwaarskynlike omstandighede, 'n onwaarskynlike vrou, 'n onwaarskynlike circumstances wat hierdie mense hulle self in bevind het. En ek weet nie van jou nie, maar ons kom baie keer in sulke onwaarskynlike tipe van situasies in ons lewens. Wat ons een of ander stadium 'n besluit moet neem en hoe dit ook al vir jou voel, onwaarskynlik. Dit voel dalk vir jou jy's nie die regte persoon nie. Dit kan vir jou voel, ja maar wie en wat en so aan. En ek wil net vir jou sê, die eerste en die belangrikste ding wat ek uit hierdie gedeelte uitgehaal het, wat vir my die meeste beteken het hierdie week, was gewees dat God gebruik onwaarskynlike mense vir waarskynlike goed. God gebruik onwaarskynlike omstandighede om dit geloofwaardig en waarskynlik te maak. En ons kan baie dinge sê oor Rahab, en soos die nuwer vertaling haar noem, die 83 vertaling, wat ook nou al 'n ouerige vertaling is, hy noem haar 'n prostituut. En selfs in die Nuwe Testament word sy 'n paar keer aangehaal. Daar's 3 plekke waar Rahab aangehaal word en wat sy nog steeds hierdie naam genoem word. Ten spyte van. Ons gaan nou daarby kom. Hoekom ek dink,
hoekom die Nuwe Testamentiese skrywers dit so gedoen het. Dis 'n onwaarskynlike vrou en 'n onwaarskynlike geloof wat by mekaar kom. Wie was sy? Sy was 'n heiden, sy was 'n sondaar, sy het nie 'n baie goeie verlede gehad nie. Sy het nie 'n goeie reputasie gehad nie. En ek wil vir jou sê, jy kan dalk hierso sit en jy kan vir jouself sê, myself, ek het nie 'n goeie reputasie nie. Ek het God al baie keer teleurgestel. Ek het al baie keer die verkeerde besluite geneem. Ek is dalk die mees onwaarskynlikste persoon wat die Here ooit kan red. Ek is dalk die mees onwaarskynlikste persoon wat God kan gebruik. En eintlik is hierdie storie dan vir jou. Dan is hierdie storie vandag vir jou om jou te inspireer, want ek sien vir Rahab as een van die merkwaardigste vroue van die Bybel wat 'n impak gemaak het op geloof, op vertroue en op verlossing, soos min ander. En dis hoekom ek die reeks met haar wil begin. Ek gaan nie met jou praat oor die top vrouens in die Bybel wat jy altyd van gehoor het nie, maar ek gaan met jou praat oor hierdie Rahab, hierdie vrou wat alle odds was teen haar. Sy was die mees onwaarskynlikste mens ooit wat kon 'n verskil gemaak het. En ek wil jou weer herinner wat sy gesê het in Josua 2 vers 11. Josua 2 vers 11 is vir my so mooi. Hy sê, ons het dit gehoor en ons harte het van angs verstyf. Niemand het nog moed teen julle nie, want julle God, die Here is God, bo in die hemel en onder op die aarde. Hier's 'n erkentenis van haar kant af. Hier's 'n definitiewe inkoop, hier's 'n definitiewe wete, hier's 'n definitiewe dat sy weet dat sy is in die verkeerde kant. En dat daar iets beter is. Dat sy in die verlore kant is en dat sy een of ander genade, een of ander geloof het en sy wend dan nou in geloof na hierdie mense toe wat vir haar kan help om gered te word. Laat my dink aan 'n Romeinse soldaat in die Nuwe Testament waarvan julle almal weet, wat vir Jesus gesê het, ek is nie waard dat u eers onder my dak kom nie. Maar ek weet, as Romein, dit wat ek gesien het, as Italiaaner, weet ek, wat vir die oppositie beklei. Ek weet, dat as u net 'n woord sê, sal my knegt genees word. En Jesus se woorde was gewees, ek het selfs in die hele volk Israel nog nooit sulke geloof gesien nie. Rahab en hierdie Romeinse soldaat is vir my van die hoogtepunte van heidene. As ek praat van heidene, dat is dit ek en jy, né? Ons wat nie Jode is nie. Ons wat nie in die bloedlyn van Jesus gebore is nie. Ons wat nie in die Ou Testamentiese tyd was nie ek of jy enigstens eers toegelaat om naby die tabernakel te kom of naby die tempel te kom nie. Ons moes in die voorhof gebly het. En dit maak die skeer van die voorhangsel toe Jesus gekruisig is net so merkwaardig vir my en vir jou as heidene. So ek kan myself baie maklik in hierdie Romeinse skoene sit. Ek kan baie maklik myself in Rahab se skoene sit. En ek sien God se genade raak. Ek wil gou vir jou lees van hierdie vrou Rahab. Sy word in Hebreërs 11 aangehaal. Wie van julle weet dit is nie 'n vasvraagwedstryd nie en ek gaan jou nie toets nie en dit gaan net, ek wil net hê jy moet net besef wie en wat is Hebreërs 11? Het julle 'n idee wat is Hebreërs 11? As iemand vir jou sê Hebreërs 11, dan sê jy vir jouself, Hebreërs 11 is die hoofstuk waarin die geloofshelde van Israel aangehaal word. Wow! Abraham, Isak, Jakob, Dawid. So word hierdie mense aangehaal, voorvaders van Jesus, voorvaders van Dawid, mense wat genuine geloof gehad het. En wie is tussen hulle? Rahab. Gee dit jou goosebumps? Check hierso. Kan julle dit sien? Nee, julle kan nie. Maar ek voel dit. Julle, dit gee my nie hoendervleis nie, dit gee my volstruisvleis. Dis nog erger. Hierdie goosebumps kom van diep binne af. Hoor gou wie is onder die geloofshelde van die Bybel
in Hebreërs 11. En Rahab, die prostituut, het geglo het en sy het die verkenners vriendelik ontvang en sy het nie omgekom saam met die wat aan God ongehoorsaam was nie. Ewe skielik onder hierdie lys van geloofshelde sit ons vir Rahab en daar word 'n naam weer aan haar toegedig. Rahab die prostituut. Ek gaan nou vir jou sê hoekom ek dink dis daar. Ek en jy kan dit negatief lees. Sy kon nooit ontslaa raak van haar reputasie nie, dis nie dit nie. Sy het juis ontslaa geraak van haar reputasie, dis kom sy onder die geloofshelde is. Sy het getrou met een van hierdie twee verspieders op die uiteinde. Ek gaan nou vir jou wys, die volgende vers na Jakobus. Jakobus haal haar aan. Jakobus haal haar aan in Jakobus 2, waar hy besig is, en as jy Jakobus 2 ken, sal jy weet, dat Jakobus 2 is die hoofstuk, waar geloof en werke by mekaar gebring word. Dit is die hoofstuk waar ons geteach word, dat geloof is goed, maar geloof sonder 'n uitvloeisel is dood. Geloof is goed, en ons word deur genade gered, ons word deur geloof gered. Efesiërs 2, niks van daai goeders is verkeerd nie. Ja, jy word gered deur geloof. Ja, Rahab is gered deur geloof deur die rooi tou. Die rooi tou het 'n simboliek wat ons by gaan uitkom. Maar hier waar Jakobus besig is om iets te verduidelik in sy sendbrief aan al die gemeentes in die Nuwe Testament, is hy besig om vir hulle te vertel van as jou geloof daar is, en dit kom nie tot vrug nie, dit kom nie tot uitwerking nie, is dit dood. En dan kom hy in Jakobus 2 en hy sê, is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek het en hulle met 'n ander pad laat terugkom het nie? Is dit nie juis wat Rahab gered het nie? Dat sy, maak nie saak wat jy van haar dink nie, dat sy gedoen het wat sy geglo het. En dis 'n diep les vir my en jou. Dis baie maklik om te sê ek glo. Jy kan vir enige iemand omtrent Suid-Afrika vra. Wat sê hy's 'n Christen? Hulle almal sê ons is almal mos maar gelowiges. Ons glo mos maar almal, en ek wil niemand nok nie, maar dit is maklik om te glo. Maar bring jou geloof jou tot werke. Bring jou geloof jou tot aksie. Dis die vraag. As ek en jy net lewe in geloof, en ons glo maar net dat God bestaan. Ons glo net dat God magtig is. Ons glo net dat God almagtig is. Ons glo net dat God 'n God is van die hemel. Maar dit kom nie en dit dwing my nie tot 'n spesifieke besluit in my lewe nie, is my geloof te vergeefs. En daar skok ek jou. Dalk wil jy dit nie vanmôre hoor nie. Maar jou geloof moet jou dryf na 'n besluit toe om hierdie God van die hemel nommer 1 in jou lewe te maak. Hierdie geloof moet jou dryf om jou lewe vir hom te gee. Om hierdie Jesus wat vir my gesterf het, wat uit hierdie bloedlyn uitkom, om hom aan te neem as my verlosser en saligmaker, en hom in my lewe te nooi as my koning, my verlosser. Dit is wanneer jou geloof tot werke kom. Want God se geloof, God se liefde het hom geding tot werke. Johannes 3:16. As jy ooit Johannes 3:16 gelees het, sê agterkom hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, vir my en vir jou, heidene ingesluit, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Dat hy. Kan ek sê, Here, ek glo aan U, dat ek. Ons almal wil hemel toe gaan. As jy vir mense vra, wil jy hemel toe gaan? Is dit soos in, yes, almal gaan hemel toe. Almal wil hemel toe gaan. Maar is ons bereid om daai sacrifice te maak? En dit bring my by die volgende vers oor Rahab, wat Salmon word gereken dat hy nie Salomo nie, Salmon. Hy was een van die verspieders gewees, reken ons, as mens gaan navorsing doen. Salmon, hoor gou hier word Jesus se bloedlyn aangedui, waarvan hy kom. En wat 'n stam is hy gebore, hoor gou so. Salmon was die vader van Boas by Rahab. Boas van Obed by Rut, die Moabitiese. Ons gaan oor haar praat. Obed van Isai. En julle weet wie is Isai se seun? Dawid.
En 28 geslagte later, Jesus. So ewe skielik kom Rahab die prostituut in die bloedlyn van my verlosser, omdat sy goed genoeg is. Omdat sy goed genoeg is. Sit jy nou vanoggend hier, en jy sê vir jouself, jy is nie goed genoeg nie, dan ek nou vanoggend vir jou nuus. You are good enough for him. Kan jy dit glo? Dis genade. Hierdie vrou, hierdie onwaarskynlike vrou, hierdie vrou wat almal, wat ook al kan noem. En ek wil net gou vir julle sê, die feit dat sy in hierdie vorige verse Rahab die prostituut genoem word, is nie omdat hulle, die skrywers aan die Hebreërs en Jakobus die skrywer, op haar neergekyk het nie. Dis om my en jou in die Nuwe Testament te herinner aan God se genade. Maak dit sin vir jou? So don't see it negative, see it positive. Sien dit positief dat dit daar staan. Dit staan daar om my te herinner dat God se genade so groot is dat enige iemand, enige persoon, maak nie saak wat my verlede is nie, maak nie saak wat met my gebeur het nie, maak nie saak wie en wat ek is nie, God sê ek is vir jou lief en ek soek jou. Hy sal 99 los om my te gaan soek en my te gaan haal en my terug te bring na die kudde toe. Dis wat ek hier uithaal. Hierdie rooi tou praat met my hart. Want jy sien, daar was 'n keuse gewees. En hierdie keuse was gewees, daar's 3 goeters in hierdie keuse, wat Rahab en die verspieders moes gemaak het, 3 goed wat uitstaan. Daar was 'n voorwaarde, die keuse het 'n voorwaarde by gehad. Nommer 2, die keuse het 'n verskil gemaak. En nommer 3, daar was 'n gevolg, daar was 'n uitvloeisel uit hierdie keuse uit gewees. So kom ons staan gou by hulle sal. Die voorwaarde van die keuse. Josua 2 vers 19, ons het nou al na hierdie gedeeltes gekyk, hy sê vir hulle, die voorwaarde is, julle moet binne in die huis bly. As julle buite die huis gaan, daai dag as ons aanval, en julle is nie binne in die huis nie, kan ons nie verantwoordelikheid vat nie. Ek kan nie verantwoordelikheid vat as jy nie in die huis wil wees nie. Maak dit sin wat ek probeer sê? So ek en jy moet kies, wil ek in Jesus se huis wees, ja of nee? Wil ek in Jesus se teenwoordigheid wees, ja of nee? Gaan ek God die nommer 1 in my lewe maak? Dis my keuse. En die voorwaarde is, jy moet hom soek, jy moet hom aanneem, jy moet hom, hy sê, hy het gekom en te soek en te red die wat verlore is. Maar as ek nie op 'n punt in my lewe kom wat ek besef dat ek verlore is, en ek besef ek het Jesus nodig in my lewe nie, gaan ek buitekant die huis wandel en ek gaan alright wees daarmee. Maar hierdie mense het 'n behoefte gehad om gered te word en hulle moes in die huis bly. Dis die voorwaarde. Die verspieder sê, ons kan net verantwoordelikheid vat as jy binne in die huis bly. Daar was 'n ou gewees, hy het gesit in 'n hare sny. En hy sê, hy en die haarkapper praat so, ek weet nie of het alle haarkappers so gaan nie, maar hulle sê, hulle praat lekker met jou, en so aan behalwe as jy by Pakistani gaan sny, soos ek, sukkel ons bietjie. Grappie, sorry. My Engels is klaar swak, ek kom van die Vrystaat af, nou moet ek nog in Arabiese Engels probeer praat, en het help nie, ek sukkel jong, ek sukkel. What do you want to do now? You just cut loose now, you take it off. You know, the grooves, you take it off. En dan beteken dit sê weer, hoe sê, wat het jy nou gesê? Ek sê bang, elke keer as ek so moet terug, nee, Marius, nee. Anyway, julle, waar was ek? Ek die voorwaarde. Ok, die ou gaan sny hare, ekskuus julle, Marius, joh, die ou gaan sny hare, en hy en die haarkapper praat, en hy sê vir die haarkapper, kyk hoeveel ellende is hier buitekant. Mense kry swaar, mense is arm, mense dit. Daar bestaan nie so iets as God nie. En hy het 'n goeie redenasie wat hy nou met hierdie ou, met sy kliënt het, van daar is nie 'n God nie. En die ou sit hom net in, luister vir hom en probeer vir hom te verduidelik van God se genade, maar hierdie ou is, nee, daar bestaan nie 'n God nie. Kyk net na die wêreld se chaos. En toe hy uitloop, toe sit daar
homeless man so oor kan die pad, en sy hare is lank, en sy baard is lank, en die ou lyk gehavend, en hy sê die ou, kom gou saam met my, gee jou stiek vir haar sny. En hy loop met die ou in die haarkapper in, wat nou net vir hom gesê het, daar bestaan nie 'n God nie, want kyk na die chaos, en hy sê vir hom, toe hy inloop, sê die ou vir hom, kan ek jou help? Hy sê, ja, sê asseblief, hierdie ou se hare sny. Hy sê, want daar bestaan mos nie iets soos 'n haarkapper nie. Hy sê, hoe kan jy sê daar bestaan nie 'n haarkapper nie? Hy moet as die ou se hare wil gesny, moet hy mos na my toe kom, en dan sal ek sy hare sny. Maar hy het nie na my toe gekom nie, en die ou sê vir hom, exactly. As jy nie na God toe kom nie, kan God nie met jou praat nie, kan God nie met jou werk nie. Jy moet in die huis toe kom. Jy moet sorg dat jy in die beskerming is van die huis. Daar's 'n voorwaarde vir hierdie keuse. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Dis 'n Nuwe Testamentiese woord vir 'n Ou Testamentiese waarheid. Handelinge 16:31 is hulle besig om te praat en daar word vir mense gesê, glo en kyk in hierdie klein woordjie julle, hierdie klein woordjie in speel so groot rol. Daar staan nie, en ek wil jy moet oplet, daar staan nie glo aan die Here Jesus Christus en jy sal gered word nie. Jy moet nie net aan hom glo nie. Jy moet nie net glo in sy bestaan of dat hy wel is nie. Jy moet glo in hom. Met ander woorde beteken jy moet jou geloofsvertroue in hom plaas dat hy jou verlosser kan wees en dat net hy jou kan red, niks anderster nie. Ek kan nie myself red nie. Maar Jesus kan my red. Jesus kan vir my die ewige lewe gee deur die kruis van Golgotha. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Hoor gou hierso, Hebreërs 11:7 is weer geloof en werke. Hy sê, deur die geloof het Noag, dis weer, onthou Hebreërs 11, die geloofshelde, né? Hy sê hierso oor Noag, hy sê, in die geloof het Noag, toe hy die goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, hy het nie geweet van water nie, hy het nie geweet van vloed nie, hy het nie geweet van die reën nie, hy sê met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot die redding van sy huisgesin, waardeur hy in die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Die ark is ook 'n teken van sulke geloof. Rahab beïnvloed haar hele familie. Rahab beïnvloed haar sirkel van invloed. Mense om haar, maar hulle moes self kies. Sy kon vir haar pa en haar ma en boeties en haar sissies gesê het, as julle by my in die huis kom, gaan julle gered word. Maar dan moet julle in die huis bly. As julle uitbeweeg, is julle bloed op julle hande. Ons en ek wil vanmôre vir julle dieselfde ding sê. Ek praat nie van die kerk nie. Gaan nie waar jy met kerk toe kom en raak jy gered nie. Dit is verkeerd. As iemand vir jou sê jy moet kerk toe gaan om gered te word of jy moet geld gee vir die kerk om gered te word, dis boel. Dis die grootste leuen onder die son. Hier is die waarheid. Jy moet Jesus Christus aanneem as jou verlosser en saligmaker om die ewige lewe te hê. That's the only. Dis al. Niks anderster nie. Niks anderster nie. Maar hier is vir ons 'n simboliek ingestuur, want die verskil moet kom, dan moet 'n verskil kom in jou keuse. Jy moet beweeg van iets na iets. Rahab beweeg van Rahab die prostituut na Rahab die geredde, Rahab die gelowige, Rahab die begenadigde, Rahab die persoon wat God in genade aangeneem het, wat Rahab die buitestander, ja, Rahab die een sonder verhouding word ewe skielik deur haar geloof, Rahab deel van die volk, Rahab die vriend van die volk, Rahab se voorspoed en sy is ongekend, want sy is die voorsaat van Dawid, sy is die voorsaat van Jesus. Rahab beweeg van verlore na vergewe. Van iemand met 'n verlede na iemand met 'n toekoms. En dis die verskil van jou keuse. Genade onbeskryflik groot. Ewe skielik vind ek my identiteit in Christus. Maar daar's ook 'n gevolg. Daar's 'n uitvloeisel. Die gevolg is, hierdie is meer as 'n tou. Nie hierdie ene nie. Daai ene in Jerigo. Maar hierdie is net 'n simbool daarvan. Dis meer as 'n tou. Dis 'n verbond. Die rooi tou word 'n verbond. Dit wys terug na die
uittog uit Egipte uit. Dit wys terug na die bloedverbond van die deurkusyne. Dit wys terug na Paasfees. Sien julle hoe mooi hakkie? Elke een wat vertrou het in die rooi bloed van die lam, wat dit op hulle deurkusyne geverf het, is gered van die doodsengel wat deur Egipte getrek het. Maar jy moes geglo het in die bloed van die lam. Dis die terugkyk. Hier in Jericho daai dag, word dit die simbool van verlossing, van die muur sal nie inval waar jy bly nie, want die dood gaan nie na jou toe kom, as jy glo in die lyn, in die rooi lyn nie. Vir die toekoms is dit 'n verwysing na die bloed van Jesus Christus, baie maklik om te maak. Dit verwys ons na die bloed van Jesus Christus vir die toekoms, die kruis van Golgotha, die verlossing en die genade wat daar vir elke persoon is, of jy nou 'n heiden is en of jy nou 'n deel was van die volk. Dis meer as 'n tou. Ek wil hê jy moet vandag hier uitbeweeg met dit in jou kop. Die rooi tou is 'n verbond wat uit my verlede uitkom. Maar dis my verlossing van die toekoms. Here, ek glo in U. Here, ek glo aan U woord. Ek glo dat U gesê het, U gaan vir my 'n plek gereed maak. En as daai plek gereed is, gaan U terugkom. En U gaan my saam met U bruid kom haal om vir altyd en ewig by U te wees in die toekoms. Dis alwaar ons kan vashou, ouens, met die oorlog wat in die Midde-Ooste besig is om baie vinnig te ontwikkel. Ek sê nie ek maak geen profetiese goed hier nie, moenie my verkeerd aanhaal nie. Ek sê net vir julle, ons glo al lankal dat ons in die einde lewe. Maar ek sê nou vir jou, ons is in die einde. En God se einde en my einde kan jare wees. Ek gaan nie 'n datum, ek sal nooit in my lewe datum daaraan koppel nie. Ek sal nooit 'n gebeurtenis daaraan koppel nie. Maar ek sê nou vir jou, met die goed wat nou gebeur in die Midde-Ooste en as sekere lande nou betrokke raak, wat in Openbaring voorspel word, is daar nie meer baie tyd oor nie. So ek en jy moet begin dink aan ons toekoms. Petrus skryf, hy sê, as julle hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon, hoor gou hierso, sonder aanneming van die persoon, dit gaan nie oor, is jy deel van die volk, is jy Rahab, hoe lyk jou verlede, wat het jy gedoen, wat is jy nou besig om te doen, hoe nie, daar niks van daai goed nie, hy sê, as ons die Vader aangeroep het wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat hierdie is ons vreemdelingskap, ons hoort nie hier nie, ons hoort by hom, hy sê, omdat julle weet dat julle nie deur die verganklike dinge, silwer, goud losgekoop is, uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, daar is 'n bewys dat jy kan nie geld gee vir die kerk om in die hemel te kom nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Dis ons enigste hoop, julle. Dis al wat ons op kan hoop. Dis genoeg om op te hoop. Jy het niks meer nodig nie. En ek kan dit nie vir jou genoeg sê nie. Jy kan nie uitbeweeg en eendag vir my sê, of vir die Here sê, Here, Marius het nie vir my die waarheid vertel nie. Dis die waarheid. Ek wil net hê jy moet weet, die tou self red nie. Gaan nie oor 'n tou nie. Gaan nie, hier is net 'n simbool. Jy kan vir jou 57 rooi toue gaan hang uit jou vensters uit van jou hele mansion. Dit sal jou nie red nie. Net Christus se bloed. Moenie vertrou op 'n tou nie. Vertrou op hom wat die belofte gemaak het. Daar's baie ander beelde ook, né, wat die tou ook kan voorstel. Daar's baie beelde in die skrif. Baie vergelykings, die lam, die altaar, die tabernakel, die tempel. Jesus wat sê, ek is die deur. Niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. Die rooi see wat gesplit het. Nagmaal. 'n Kruis. So daar's soveel simbole. Maar ek kan my hele huis vol simbole maak. En dit kan 'n afgod word. Of ek kan die waarheid aanbid. Hy wat Jesus is. Hy wat die verlosser is.
Genade en geloof gaan saam met mekaar. Net soos wat Rahab, net soos wat die verspieders op die tou moes vertrou, so kan ek en jy, moet ek en jy op Jesus vertrou vir jou redding en vir die van ander. En dit maak my verantwoordelikheid groter as kind van God, om ander mense hierdie waarheid te vertel. Vir ander mense te sê. So ek wil sê, hang jou rooi tou in jou huis? Nie letterlik nie. Hang jou rooi tou in jou hart. Kan mense Christus in jou lewe sien? Kan mense Christus in jou lewe ervaar, sonder dat jy 'n woord hoef te sê? Weet hulle dat hulle weet, dat jy 'n kind van God is? Ek hoef nie elke dag, heeldag te loop en mense te vertel van julle is verlore en julle gaan hel toe nie. Dink nie dis almal se cup of tea nie. Maar ek kan vir mense sê deur my optrede, deur die manier wat ek met hulle werk, deur hoe ek optree, dat Christus is my verlossing. Christus is my rooi tou. Christus is my bloedlyn. Maar dan kom die verantwoordelikheid na my en jou toe. Vertel jy jou familie. Manne, vertel jy jou gesin. Ouers, vertel jy jou kinders. Oupas en oumas, het ons 'n invloed op ons kinders en ons kleinkinders. Dit kan either 'n belofte aan 'n muur wees of dit kan 'n belofte aan 'n kruis wees. Maar jy moet iewers moet jy sê, hoe maak ek dit my eie? Ek wil jou geleentheid gee om net rustig te raak nou vir 'n oomblik. Vergeet van die reën daar buite vir nou en daar's mense wat die goeders wat gaan omwaai gou uithaal en so. Moet julle nie daaroor stres nie. Raak rustig. Vat gou 'n minuut of 2 en praat met die Here. Dis 'n persoonlike gesprek. Vader, ek dink nie vandag, en U ken my hart, dat ek beter is as enige ander mens nie. Inteendeel. Maar Here, U het met my gepraat, deur die woord, en ek wil vanoggend na U toe kom. En ek wil vir enige persoon kom bid, wat in hierdie gehoor sit, wat enigstens hinker op 2 gedagtes, wat enigstens onseker voel in hulle harte, wat enigstens 'n twyfel in hulle hart het, dat U vanoggend met hulle sal kom werk. En Here, U weet wat ons behoefte is, U weet wat ons gedagtegang is, U weet ook wat die vyand vir ons wys maak oor onsself. In sy oë sal ons nooit goed genoeg wees vir U nie. In sy oë sal ons altyd te sleg wees, te dit ook al of te dat ook al wees. Maar ons weet, Here, dat U vir ons sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Here, U sê vir ons in Titus 2 vers 11, dat die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En dit sluit my in. Dit sluit elkeen van ons in. En ek wil vanmôre kom bid, Vader, dat U sulke genade vir iemand vanoggend sal kom gee, wat dit nodig het. En dat hulle die vrymoedigheid sal hê, om dit either op hulle eie uit te sorteer, of, as hulle nie weet hoe of wat nie, of hulle het vra, met ons te kom praat, dat ons vir hulle kan guide. Ek wil bid dat U genade sal gee,
en dat die rooi tou van Rahab sal vassteek in my hart as 'n teken van God se genade en God se verlossing wat beskikbaar is vir elkeen van ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Met danksegging. Amen. Mag die Here vir julle seën. Jy asseblief 'n lekker week. Sien julle volgende week.